Nou ja, hierdie is dan nou deel 2 van die uitleg van Hebreërs en ons vraag was, wanneer is die seun gegenereer? Is hy gegenereer in die tyd van die Romeine? Het ons te doen met die fisiese geboorte van Jesus Christus? Yeshua, die Messia, daar uit Maria, Miriam, eintlik haar naam is Miriam en Josef in die Nuwe Testament. Het dit te doen met die geboorte van Melchisedek in die tyd van Ner uit Sofonima, wat van ons lees dit in die boek Henog. In die tyd voor die vloed, onthou ek het vir julle gesê, Yeshua is 2 maal al gebore. Hy is gebore in die tyd van Noag, in die Melchisedek orde, en hy is gebore in die tyd van die Romeine, uit die stam van Juda. Praat die skrif dan nou van hierdie seun, is die seun dan nou daar gegenereer? Want dit is die vraag wat ons wil vra. Want soos ek vir julle gesê, die probleem lê by die woord begotten, want die Engelse Bybel werk met begotten, wat hulle gebruik dwars oor die skrifte, gebruik hulle die woord begotten, kom oral voor, oral waar hulle sê, daar is 'n seun gebore, of sy het 'n kind gekry, wat dan praat hulle van die woord begotten. So, die Afrikaanse Bybel is die enigste een wat praat van die woord gegenereer, en hy gebruik hom 4 keer in die skrif, en dit is eintlik 'n baie beter woord, om te beskryf wat hier gebeur het. Nou ek gaan 'n deel van Henog 11, uit die Openbaring van Henog 11 gaan ek vir julle lees, en dat julle kan leer, wanneer is die seun gebore. Nou ja, Jahwe het my geroep en het my aan sy linkerhand laat sit, nader as Gabriel, en ek het Jahwe vereer, en Jahwe het aan my gesê, Henog, alles wat is en alles wat beweeg is alles deur my geskape, en ek sal alles aan jou openbaar, van voordat alles was sedert die begin, alles wat ek voortgebring het uit die nie-materie, om te wees, en uit wat onsigbaar is, dit wat gesien kan word. Dit is so 'n belangrike begrip wat hy hier probeer oordra, omdat hy uit die onsigbare die sigbare geskep het. Dan sê hy, hier van vers 5 af, want voordat dit wat sigbaar is, gemaak is, het lig verskyn. Maar ek, al was ek deur lig omgewe, was soos een van die onsigbares. En ek het gereis soos die son van die ooste na die weste, en van die weste na die ooste. Dit is wat Jahwe sê, hy is soos 'n onsigbare. Dit is waar. Al is hy deur die lig omgewe. Dit is ook waar. Maar hy is onsigbaar. Want hy is 'n geespersoon. So, hy is 'n 4de dimensiewese. Hy is buite hierdie aarde. Hierdie aarde is 'n fisiese entiteit, met fisiese goed op, en om hier te leef, moet jy 'n 3de dimensie liggaam hê. Jy moet hierdie fisiese entiteit hê, jy moet 'n liggaam hê om te funksioneer op aarde. Reg. Goed. Dan sê onthou, voordat dit wat sigbaar is gemaak is, het lig verskyn. So. Nou kom ons lees. Hy sê, en omdat dit my doel was om 'n fondament daar te plaas en om 'n sigbare skepping te vorm, het ek aan die dieptes bevel gegee dat een van die onsigbares moet uitkom en sigbaar word. En Adoil het uitgekom geweldig in grootte, en ek het hom aanskou, en kyk, hy het die groot eon, 'n onmeetlike tydruimte, dit is wat 'n eon is, in sy buik gehad. En ek het aan hom gesê, nou ja, ons wil nou iets verstaan. Daar moet tyd en ruimte wees om iets te skep. Tyd en ruimte is baie belangrik. En dan kry jy die materie. Dit is hoekom hy praat van hierdie onmeetlike tydruimte. Dis hoekom hy sê, in die begin, dis tyd, het Elohim, ja, die skepper, die hemel, dis die ruimte, en die aarde, die fisiese, geskep. So, dit wat hy hier so sê, staan in Genesis 1 vers 1. Maak jouself oop, Adoil, en laat dit wat is, sigbaar uit jou gebore word.
En hy het homself oopgemaak en die groot eon het uit hom gekom en so is die lig uit hom gebore wat die hele skepping dra wat ek ten doel gestel het om te skep. En ek was in die middel van die groot lig en omdat lig uit lig gebore word, het daar 'n groot tydperk verskyn en dit het die hele skepping vertoon wat ek beplan het om te skep. So, luister mooi. Lig is uit lig gebore. Lig is uit lig gebore. En daar het 'n groot tydperk verskyn. Dit is hierdie tydperk wat ons van lees in Genesis 1 vers 1 en van daar af is daar hierdie adamitiese skepping. Dis hierdie tydperk wat hy nou van praat en dan praat hy dat die lig is gebore uit lig. Nou dit is mos logies. Jahwe self is lig. So, lig word uit lig gebore, so die seun is ook lig. Is dit nie waar nie? Dan sê hy, en ek het gesien dat dit goed was. En ek het vir myself 'n troon geplaas en daarop gaan sit. Maar aan die lig het ek gesê, gaan hoër op en vestig jouself hoog bo die troon en wees 'n fondament vir die hoëre dinge. Want bo kan die lig is daar niks nie. En dit is die rede, een van die redes hoekom die Jode die Henog-boek verwerp het. En want dit wat hier sal staan, bevestig die seun. As jy baie keer met mense praat oor hierdie verse van die seun, dan het hulle baie stories oor watter seun is dit nou wat gebore moet word. Hulle verstaan dit glad nie. Ek het al gehoor, hulle sê nie, maar dit het te doen met een van die konings. Hy is nou die seun wat gebore word. Jy kan nie glo dat mense hierdie twak kwytraak en hulle self glo nie. Maar wat belangrik is vir ons hier, is dat lig is uit lig gebore. Dit is baie belangrik. So, het ons te doen met doen met twee verskillende gode. Nee, ons het te doen met een God, wat geboorte skenk, of waaruit lig word gebore uit lig, en hierdie lig is die deel wat die skepping dra, wat dit skep. Hy skep hemel en aarde, daai hele deel, alles wat ons sien vandag, die skepping, maar dit staan in Johannes 1, en dit dra die skepping, dit het die hoëre troon, daar is niks bo kan die lig nie, en 'n mens moet dan die vraag vra, want nou lees jy in Johannes 1 vers 9 en 10, dan sê hy, die waaragtige lig wat elke mens verlig was aan, kom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Reg, is dit waar? Ja, dit is waar. Waar kry Johannes sy inligting? Wel, hy lees dit in Henog. Dit is waar hy sy inligting kry. Hy het verstaan van die lig. Daarom kan ons sê die Johannes evangelie is 'n evangelie wat goddelik geïnspireerd is, want die inligting wat hy aan ons oordra, sê Henog ook. So, wanneer is die seun gegenereer? Toe lig uit lig gebore is. Toe is die seun gegenereer. Baie belangrike konsep wat ons moet begin verstaan. Reg, nou is ons by vers 6 van Hebreërs 5. Soos hy ook op 'n ander plek sê, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. So, kom ons recap net vanaf vers 5 af. So die gesalfde ook homself nie verhoog om hoëpriester te word nie, maar hy het hom verhoog wat vir hom gesê het, u is my seun, vandag het ek u gegenereer. En ons het nou gelees, wat staan daar in Henog? Die generasie van die seun is lig wat uit lig gebore word, en die lig se troon is ver bo die troon van Jahwe. Dis wat daar staan. En as jy dit nie kan aanvaar nie, dan moet jy die Henog-boek heeltemal verwerp, maar dan moet jy effektiewelik maar die hele Nuwe Testament verwerp. Dan gaan hy verder, soos hy ook op 'n ander plek sê, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. So, die seun is gegenereer en verhoog. Dan gaan hy verder, dan sê die seun
is ook verklaar as hoëpriester vir ewig, let wel, volgens die orde van Melchisedek. En dit is 'n baie belangrike redenasie, want hy praat later ook daaroor in Hebreërs, probeer hy vir jou verduidelik, dat die Levitiese orde nie 'n permanente orde kon wees nie. Want dit is nie 'n ewige orde nie. Daar moes 'n Adamiet gebore word, wat ewig is, om die hoëpriesterskap vir ewig oor te neem. En as ons dan nou lees, ek nou net sien waar is my versie in Psalm 104, want dit is waarheen die verwysing is na die Ou Testament toe, dan is dit belangrik dat ons net bietjie lees, wat sê hulle hier, skies tog, dis Psalm 110 vers 4, Psalm 110 vers 4, Psalm van Dawid, en luister mooi na hierdie gesprek, Jahwe het tot my meester gespreek, sit aan my regterkant, so totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. U magtige scepter sal Jahwe uitstrek uit Sion en sê, heers te midde van u vyande. U volk sal hulle vrywillig aanbied op die dag van u krag, in die pragt van apartheid uit die moederskoot van die môreskemering, en sy sal vir u wees die dou van u jeug. Jahwe het gesweer en het sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. My meester aan u regterhand verbrysel konings in die dag van sy toorn. Hy sal 'n strafgerig hou onder die nasies, hy maak dit vol dooie liggame. Hy verbrysel 'n hoof oor 'n groot deel van die aarde. Uit die stroom sal hy drink op die pad, daarom sal hy die hoof ophef. Halleluja, prys heel ja. Nou goed. Nou is dit baie interessant. Want hier praat ons met Dawid. Dawid is besig om profeties te praat. Dawid sê, Jahwe het tot my meester gespreek. Nou wie was Dawid se meester? Dawid se meester is Yeshua, Jesus Christus, die Seun. Goed. En hy wys eintlik vir jou hier 'n tipe van 'n tweegesprek aan, so hy moes dit profeties gesien het. En wat hy dan aan jou verduidelik, en dit stem ooreen met wat Henog sê, dit stem ooreen met die res van psalms, dit stem ooreen met Yeshua se uitsprake in die Nuwe Testament, waar hy sê, alle mag is aan hom gegee op hemel en aarde. Hy sê dit, nou as alle mag aan hom gegee is, op hemel en aarde, dan is hy 'n almagtige. Hy is die almagtige. Reg. So nou sê, ons moet dit nou verstaan, hy sê, u magtige scepter, wie se magtige scepter? Die Seun se magtige scepter, sal Jahwe uitstrek uit Sion en sê, heers te midde van u vyande. Wie sal regeer? Die Seun. En dan spesifiek die Seun van Adam, die liggaam van God sal regeer. Hy sê dit in die Nuwe Testament. Die een wat ons kan sien en kan hoor. Dan gaan hy verder, u volk sal hulle vrywillig aanbied op die dag van u krag. Dit het te doen met hierdie eindtyd profesie, waar Jahwe tussen beide tree, waar hy die volk red uit the troubles of Jacob, uit hierdie totale uitwissing, wat die blanke ras in die gesig staar, gaan hy vir hom uitverkore aantal kies, om 'n Israel koninkryk op te rig, en dan gaan ons later hierdie Armageddon scenario het van nog 'n tweede oorlog wat daar teen die Israel koninkryk beplan word, en waar hy dan nou tussen beide tree met sy engele. So dit is waarvan hy praat. As hy sê, die volk sal hulle vrywillig aanbied op die dag van die krag, dit is so, ons gaan in 'n tydperk in, wanneer die volk nadat hulle alles verloor het, hulle self sal aanbied aan Vader. Hulle sal hulle aanbied aan die Seun. Die Seun en die Vader is een persoon. Is een God, wat homself op verskeie maniere openbaar. So die volk moet hulle self aanbied aan die Seun. Soos wat Dawid homself aangebied het aan die Seun. Dawid het gewerk met die Seun. Dis hoekom hy sê, my meester. Wie is dit? Dis die Seun. Dan gaan hy verder, dan sê hy,
in die pragt van apartheid uit die moederskoot van die môreskemering. Watter moederskoot is dit? Dit is wanneer daar 'n nuutgebore aarde is. Dis uit die moederskoot van die môreskemering. Daar breek 'n totale nuwe dag aan oor die aarde. Die Golden Age, die herstel van die Israel koninkryk. En 'n wonderlike vrede sal op die aarde neerdal. Na hierdie verskriklike bloedvergieting van die Derde Wêreldoorlog. Dan gaan hy verder. Jahwe het gesweer en dit sal hom nie berou nie. Nou hierdie is 'n eedswering wat hier plaasgevind het. Jahwe het aan homself gesweer, want hy kan aan geen een ander een sweer nie, so hy sweer by homself. Dit sê jy ook leer in Hebreërs. Hy sê, u is priester, wie is die u? Dis die seun. Die seun is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. So, die Melchisedek orde was in die tyd van Abraham daar, die Melchisedek orde was in die tyd van Noag daar. Melchisedek orde is later vervang deur die Levi orde, wat 'n tydelike orde is. En ons is weer terug onder die Melchisedek orde. Wie is priester? Die seun. Wie is Melchisedek? Die seun. Reg. Dan sê hy, my meester aan die regterhand verbrysel konings in die dag van sy toorn. Dis profeties. Wie sal dit verbrysel? My meester. Wie is dit? Die seun. Hy sal 'n strafgerig hou onder die nasies. Hy maak dit vol dooie liggame. Hy verbrysel 'n hoof oor 'n groot deel van die aarde. Alles te doen met Openbaring 19 en die Derde Wêreldoorlog. Dit is wat hy hiervan praat. So, Hebreërs gaan haal uit die Ou Testament uit, om vir jou 'n inligting deur te gee, en veral vir daai mense daai tyd wat nie kon verstaan dat hoe is dit nou dat hierdie persoon op aarde gewandel het? Hy het homself nou die seun genoem, seun van God, en ander kere noem hy homself die seun van Adam. En dan verklaar hy hom nou nog as 'n gesalfde. Hy verklaar homself as 'n verlosser van Israel, as 'n herder van Israel. Hy sê as jy in my glo, as jy gered, hoe kom die kloutjie by die oor. En dit is hoekom hierdie boek Hebreërs geskryf is. Dan gaan hy verder, dan sê hy, kom ons kyk, vers 7, hy wat in die dae van sy vlees, van wie praat hy nou? Hy praat van die seun. Die seun het vlees geword en onder ons kom woon, die seun, reg? Wie is die seun? Dis Jahwe. Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom nader gebring het, wie is die hom? Dis die Vader. Wie is die Vader? Dis die deel van Jahwe wat die groter heerlikheid het. Dan noem ons hom die oue van dae. Trane aan hom nader gebring het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. Stem dit ooreen met die evangelies? Ja. Dan sê hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Baie waar. Want hy is dan nou die voorbeeld. Dit is die gehoorsaamheid, hy is die voorbeeld. Hy het die wil van Vader uitgevoer. Hierdie hele idee, dat Jahwe vir homself 'n liggaam kies, 'n liggaam berei, en dit is ook in Hebreërs, maar is nie in jou Ou Testament nie, en ek het 'n hele lering daaroor al gedoen, oor hoe die Jode dit uitgefaseer het uit die Ou Testament, hoe hulle gaan torring het by die Ou Testament om daai stukke uit te haal. Maar hierdie hele idee dat Jahwe 'n liggaam vir homself berei, en dat hierdie liggaam dan die sondes van Israel op hom neem, dat hierdie liggaam ly en sterf en opstaan uit die dode. Dit is by Jahwe 'n baie belangrike ding wat plaasgevind het. Dit is absoluut die kern van die evangelie. Dit is nie 'n tussenspel nie. En dit wat Jahwe daar opgeoffer het, vir ons, is so belangrik, dat Jahwe aan daardie liggaam 'n troon gee bokant sy troon. Verstaan julle wat ek van praat? Julle moet dit begin insien. Die troon van die lig is ver bokant die troon van Jahwe. Want dit is die lig wat gelei het, dit is die lig wat gebloei het, dit is die lig wat gesterf het.
Dan sê hy, en nadat hy vervolmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige lossing geword. Nou moet 'n mens nou mooi gaan kyk, aan wie moet ons nou gehoorsaam wees? Want die verhaal wat Japie van Sail en al die ander vertel is, ons moet nou aan Jahwe gehoorsaam wees. Jahwe is nou die oppergod en dan nou Yeshua is dan die ondergeskikte. Maar as ons verstaan dat die liggaam van Jahwe 'n besondere posisie beklee in hierdie hele verhaal, hierdie hele profetiese verhaal, dan gaan jy verstaan hoekom Yeshua die volgende goed kwytraak. Johannes 3, vers 35 en 36. Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. So in wie se hand is alles? Is dit in die Vader se hand of is dit in die Seun se hand? Nee, dit is in die Seun se hand. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Nou as jy verstaan dat Yeshua is die liggaam van Jahwe, dan is hierdie vers geen probleem nie. As jy sê, maar hierdie Jesus Christus, hierdie Yeshua, hier in die Nuwe Testament, wat homself die seun van Adam noem, en noem homself ook die seun van God. En dit is heeltemal 'n aparte iets van hierdie Ou Testamentiese Jahwe. Dan het jy 'n probleem. Want hier is dit baie duidelik dat die opdrag is dat die seun gehoorsaam moet wees. Ons moet aan die seun gehoorsaam wees. Ons moet in die seun glo, want ons die ewige lewe. Verstaan jy wat gebeur met jou as jy nie kan sien dat Yeshua en Jahwe is een nie? As jy nie kan verstaan dat Jahwe in die vlees gekom het nie, dan moet jy effektiewelik jou hele Nuwe Testament uitskeer en brand, want dit is vol lasterlike opmerkings. Behalwe as jy verstaan, dis een God wat homself openbaar in 'n liggaam. Nou ja, ek het nog 'n vers hierson. Ons kyk of ons nog een kan kry. Waar het ek dit geskryf? Johannes 8 vers 12, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld, wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Weer eens 'n bevestiging. Dit is hoekom die apostels Jesus aanbid het, want hulle het verstaan, hoe die Seun en hoe Jahwe, hoe pas hierdie twee in mekaar. Reg, volgende ene. Dan sê hy, en is deur Elohim genoem, 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Goed, tweede verwysing na dieselfde verse in een hoofstuk, want dit is so belangrik. Ons moet gehoorsaam wees aan die hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Waaroor ons veel te sê het, wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. Nou ja, hier verduidelik hy presies die probleem van die moderne mens. Ek het al soveel audio's hieroor gemaak, maar die volk is traag om te hoor, want hulle die Kundalini gees in hulle. Die gees van die Antichrist is onder ons. Waaroor ons veel te sê het, wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. Die volk wil nie hoor nie, en wil hulle eie koppe volg. Dan sê hy, want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, so as jy lank genoeg met die skrif spandeer, moet jy by leraar uitkom. Hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees. So hy sê, gelowiges wat lank genoeg met die Bybel spandeer, hulle word leraars, want hulle toon insig. Hy sê, maar dit gebeur nie met julle nie. Hy sê, want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van Elohim moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Baie belangrik wat hy hierso sê. Hy sê, julle sukkel met begrippe, julle sukkel met die eerste beginsels van die woorde van Elohim. Ons moet julle nou weer van vooraf alles leer. En dit is hoekom hy nou al by hoofstuk 5 kom van hierdie hele Hebreërbrief.
waar hy van die begin af vir hulle probeer verduidelik het, waar kom Jesus Christus, waar kom Yeshua vandaan? Wat is die hele idee, wat is die geloofsbeginsels agter die koms van Yeshua? Hoekom moes hy ly? Hoekom is hy gekruisig? Hoekom is hy vermoor deur die Jode? Hoekom het hy gesterf? Hoekom het hy opgestaan uit die dode? Wat is die rede dat Yahweh 'n mens word? Dat Yahweh 'n liggaam word? Dat hy vlees word? Wat is die rede daarvoor? Hy sê maar julle sukkel om te verstaan. En die probleem lê by die eerste beginsels. Julle sukkel met die eerste beginsels van die skrif. Die woorde van God. En wat is die eerste beginsels van die woorde van God? Hoor Israel, Yahweh is een El. Daar's net een God. Hoor Israel, Yahweh is onsigbaar. Hy is. Hy kan nie gesien word nie, want dan sterf jy. Hoor Israel, lig is uit lig gebore en die lig se troon is ver bo kan die troon van Jahweh. Verstaan Israel dat die Seun die skepper van alles is. En hierdie Seun ken ons in die Ou Testament as Jahweh. Maar daar's ook 'n oue van daar. Wat natuurlik die Vader is, dit is die deel van God in sy volle heerlikheid. Ons kom nie by die eerste beginsels van die skrif uit nie. En daarom is ons so de mekaar. Ek het hier 'n belangrike vers ook vir julle opgeskryf. Ek gaan hom gou-gou vir julle lees. Goed, nou hy sê, as 'n mens, jy moet voordat jy by vleis uit kan kom, moet jy melk drink. Dit is so. Meeste ouens wat in die kerke sit, baie van die ouens wat al uit die kerke is nog steeds op melk. Hy verstaan glad nie wat in sy Bybel aangaan nie. So, baie min mense is op vaste spys. Meeste is op melk. Dis hoekom die groepe gestig is. Dan sê hy, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. So, as jy op melk is, dan verstaan jy nie die woord van geregtigheid nie. Wat is die woord van geregtigheid? Dis die wet. Dan gaan hy verder, hy sê, maar vaste spys is vir hulle wat na volmaaktheid streef, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om die egte van die verdraaide te onderskei. In die 33-53 vertaling staan daar om goed van kwaad te onderskei. So as jy geestesvermoëns het om te kan onderskei, volgens die eerste beginsels van die woord, tussen die waarheid en die leuen, dan sê ons goed, jy is al op vaste spys. Maar meeste mense is nog by die idee dat Jesus is 'n ondergeskikte en die een wat gaan, as 'n mens met mense praat en vra wie gaan op die ou einde die koning wees, dan sê hulle nee, die Vader gaan heers. Dan haal hulle 'n stukkie uit Paulus aan. Maar dis nie wat die skrif sê nie. Die skrifte sê die Seun sal heers. Die Seun is die koning van die konings. Hy is die meester van die meesters, the Lord of the Lords, sê die Engelse Bybel. Dit is wat die skrif sê. Die skrif sê, hy sal heers as koning met 'n eysterstaf oor sy vyande. Die skrif sê, alle mag is oorhandig aan die Seun. Dit is wat die skrif sê. Dit is die beginsels van die woord. In die oomblik as jy begin kom met daar is 2 gode of 3 gode, dan het jy 'n ernstige probleem. Want dan is jy besig met die leuen. Dan het jy nie die onderskeid gemaak nie. Jy het Deuteronomium 6 vers 4 vergeet. Naamlik, hoor Israel, Yahweh, julle El is een El. So, daai is baie belangrik. Wanneer hy sê daar is 'n Seun, dan praat hy van hierdie deel van Yahweh, wat sigbaar is, en met wie ons in gesprek kan tree, en wat met ons kan praat, die hele Ou Testament deur. Hierdie Yahweh van die Ou Testament, met wie Moses om 'n tafel gesit het, soos 'n man met sy vriend gesels om 'n tafel, van aangesig tot aangesig,
en toe sterf Moses nie, daardie selfde entiteit word mens in die Nuwe Testament en sterf vir die sondes van die volk. Nou sê hy in Jesaja 28 vers 9, vir wie wil hy dan kennis leer en vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? Vir die wat van melk gespeen, wat van die moedersborste weggeneem is. So, die kennis en die openbaringe gaan net kom wanneer jy hierdie bepaalde beginsels begin verstaan en toepas. Anders gaan jy gorrel. Dan sê hy, want dit is gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Ja, die waarheid is versprei reg oor die skrif. Dis hoekom ons so baie verse het om een hoofstuk te verklaar. Hoeveel verse het ek nou nie al met julle gedoen nie? Want is hier 'n bietjie en daar 'n bietjie. Dan sê hy, ja, hy sal deur lippe wat hakkel en deur 'n vreemde tong met hierdie volk spreek. Hy praat van ons wat met die volk spreek, nie omdat ons Hebreeus en Grieks magtig is nie. Ons praat maar Afrikaans, en ons werk uit 'n vertaalde skrif. Dit is eindtyd profesie. Ons sien dit in hierdie tyd. Hy wat aan hulle gesê, dit is rus, gee rus aan die vermoeides, en dit is die verkoeking, maar hulle wou nie luister nie. Wat is die verkoeking? Wat is die rus? Die kennis en die openbaringe. Dit gee rus aan die vermoeides, dit is die verkoeking. Dan sê hy, daarom sal die woord van Jahwe vir hulle wees gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, sodat hulle kan heen gaan en agteruit struikel en verbreek en verstrik en gevang word. Dit is wat gebeur as jy nie jou Bybel verstaan nie. Wanneer jy die eerste beginsels nagelaat het, die kerke sit met die Rainbow Nation, so hulle het effektief hulle eie geloof geskep, hulle het hulle eie godsdienst geskep met Kersfees en Easter, hulle Jesus is op 'n Vrydag gekruisig en hy het op 'n Sondagoggend opgestaan. Dit is waarmee hulle besig is. Want hulle verstaan nie die Bybel nie. Die openbaring en die kennis is nou vir hulle verborge. Goed. En dan dieselfde met die volk. Die volk, die skrif raak 'n struikelblok. Dit raak 'n struikelblok vir diegene wat nie die openbaring het en wat nie die kennis het nie. As jy die openbaring verstaan en jy verstaan die kennis, jy verstaan die eerste beginsels van die woord van Elohim, wel, dan is die skrif vir jou tot nut. Andersins is dit 'n struikelblok, dis hoekom die mense nie die skrif lees nie. Hulle lees Paulus. Paulus is 'n lekker ou, jy kan enigiets doen met Paulus. Maar jy hoor nie dat hulle hierdie belangrike beginsels met die volk behandel nie. As dit so was, sou ons nie 'n dooie volk gehad het nie. Die volk is geestelik dood. Hulle lees lankal nie meer hulle Bybels nie. Selfs die wat in die kerk sit, lees nie die skrif nie. Hy maak daarop staat dat die predikant vir hom die skrif gaan bietjie verklaar vandag en vir hom verduidelik net so ietsie vir vandag, en dan voel hy goed en dan gaan hy huis toe. Want hy het 'n pleister gekry. Maar die belangrike aspekte van hoe Jahwe werk, hoe werk die seun, wanneer is die seun gegenereer, en dan sal ons later leer, wanneer is die eedswering gedoen aan die seun, want dit is baie interessant, hy noem dit spesifiek, van wanneer het die eedswering aan die seun gekom om priester te word, want dit was nie van die begin af so nie. En dit is, hierdie Hebreërboek is 'n baie diep boek, en dit is as jy nou saam met my al met Hebreërs gewerk het, dan weet jy, dan behoort jy nou al te verstaan. Hebreërs is nie deur Paulus geskryf. Hebreërs funksioneer op 'n vlak wat baie hoër is as wat Paulus ooit kan funksioneer. En nêrens in hierdie Hebreërs boek kom ons agter dat hierdie verheerliking van die self plaasvind nie. Van ek is nou so, ek het so swaar gekry en hulle wou nie vir my briewe gee nie, en die apostels maak so, en glad nie, in my evangelie, jy kry dit glad nie in Hebreërs nie. Glad nie. Inteendeel, jy kry 'n baie sinvolle verduideliking
van hoe Jahwe mens word en onder ons kom woon. En waar in die Ou Testament is die bevestiging van Jesus Christus in die Nuwe Testament? Waar in die Ou Testament is hierdie hele verhaal van 'n nuwe verbond en wat moet ons doen met die nuwe verbond en wanneer is die nuwe verbond ingestel en hoe is dit ingestel? Dit is waarvoor die Hebreërboek geskryf is. En daar was van hierdie protestante wat nie eers Hebreërs wou in hê nie. Want Hebreërs praat van 'n wet. Hebreërs praat van gehoorsaamheid. Hebreërs praat van werke. Ons moet ons werke doen. Ons dade moet toon aan wie ons behoort en wie ons dien. Met die gevolg is Hebreërs is amper op die cuttingblok gewees. Amper. En enige iemand wat regtig moeite gedoen het met Hebreërs, behoort vir jou te sê, dit is 'n boek wat, daar was al sprake dat die boek deur 'n engel geskryf is, maar my persoonlike opinie is dis deur 'n mens geskryf met ongelooflike geestelike inspirasie, Heilige Gees inspirasie en insig, het hy hierdie brief saamgestel om vir ons te verduidelik wat het in die 4 evangelies nou eintlik gebeur. Waar kom daar ewe skielik nou 'n nuwe God vandaan in die Nuwe Testament? Hoe werk dit? Hoe kom alles in plek? So ja, ek hoop julle het lekker geluister. Hierdie is dan Hebreërs 5 deel 2.